Dis maandagoggend en jy's in die verkeer. Dalk sukkel jy met verkeersligte wat nie werk nie, wat jou tyd en jou verkeer nog erger maak. Of jy's op die goudtrein. Dalk hopelik met musiek in jou ore, maar aan die ander kant weet jy, jy het 'n klomp WhatsApp groepe waarby jy nog moet uitkom. Daar is 'n klomp e-posse waaraan jy met aandag gee en daar's 'n groot groswerk wat hierdie week moet gebeur. En intussen, tussen al jou rolle as ouer of as kind of as 'n ma, as versorger, as werker, wonder jy, maar wie is ek werklik? In 'n samelewing wat baie keer ons identiteit definieer deur dit wat ons kan produseer, deur dit wie ons is, met bedreiging van belasting en al die ander goed soos kragonderbrekings en dinge wat nie werk nie, kan mens vra, maar ek goed, wie is ek? Maak dit saak, waar pas ek in? En dan kyk ons vandag na hierdie gedeelte in nuwe groei, in ons kwartaaltema, nuwe groei waarin ons nou deel is, na Markus 1. En ons kyk na hoe God ons definieer. Ons sien die woorde van God aan Jesus. Hier is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En ons kan vandag ook daardie identiteit vir onsself neem. Kom ons lees nou saam uit Markus 1. Ons lees vandag saam uit Markus 1 en ek gaan daar vir ons lees van vers 1 tot by vers 15. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos daar in die profeet Jesaja geskryf staan. Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal jou pad gereed maak. 'n Stem van iemand wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here gereed, maak sy paaie reguit. So het Johannes gekom. Hy het in die woestyn gedoop en 'n doop van bekering met die oog op die vergifnis van sondes verkondig. Die hele landstreek van Judea en almal in Jerusalem het na hom gegaan en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle sondes bely het. Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra, met 'n leergordel om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. Hy het gespreek en gesê, na my kom hy wat sterker as ek is. Ek is nie eers werd om te buk en die riempies van sy sandale los te maak nie. Ek het julle met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. In daardie dae het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die Gees soos 'n duif op hom sien neerdal, en 'n stem uit die hemel gekom, jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. Direk daarna het die Gees hom in die woestyn ingedryf. Hy was 40 dae lank in die woestyn waar hy deur Satan versoek is, en hy was saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Ons lees tot daarso. Nou wanneer Markus 1 vers 1 hierso begin, sien ons nie 'n geboorteverhaal soos wat ons in die ander evangelies sien nie. Dit is 'n politieke en staatsaankondiging wat hier gebeur. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Nou, evangelie in daai tyd was nie kerklike taal nie. Dit was taal van die empire, taal van die Romeinse ryk. Dit was taal wat gesê het, hier is nog 'n stad of nog 'n plek wat ons plat geslaan het, daar's niks daarvan oor nie. Ons verkondig die goeie nuus dat ons ryk sterk is, dat ons ryk die regte mag is en dat almal voor vrees en bewering voor die Romeinse ryk moet wees. Maar wanneer Jesus dan 'n evangelie het, wanneer Markus die evangelie van Jesus Christus, Jesus die gesalfde, aankondig, is dit een van 'n ander koninkryk. En ons kyk nou, hoe lyk hierdie koninkryk? Nou in ons wêreld, waar mense of ure sonder krag sit, of ure in verkeer sit, of toegegooi is onder werk, of toegegooi is onder ekonomiese druk,
is hierdie boodskap werklik ook vir ons? Want vra ons, maar wat is die goeie nuus van vandag? Hoe lyk ons koninkryk, die koninkryk van God, waarvan ons deel is, anders as hierdie koninkryk van die wêreld? 'n Koninkryk waarin ons uitgelewer is aan politieke magte of aan die rand wat verswak of anders lyk as die belasting wat opgaan. Skoolleerders is ook onder druk. Dis al meer werk wat ons sien by skole. En mense word gedruk om nie net te presteer akademies nie, maar op die sportveld ook, of op sosiale media. Selfs ouer wordende persone vra maar waarheen gaan hierdie dinge, want dinge lyk nie soos wat dit in die verlede gelyk het nie, en ons voel onseker, ons weet nie wat met ons doen nie. En juist vir ons vandag ook, bring Markus 'n ander stem, 'n stem van die goeie nuus van God, die goeie nuus van Jesus Christus. So Markus roep dan Jesaja en Maleagi op, maak die pad reguit. Johannes die Doper kom nie in die tempel in nie, hy is in die wildernis en dis waar hy mense doop. Nou hierdie doop was nie net 'n seremoniële handeling nie, dit was iets gewees wat in daai tyd vir die mense nie net uit 'n geloofsbeeld bekend was nie, maar ook eintlik deel was van hulle sosiale samelewing. So die ambagsmanne, skrynwerkers en smede sou bymekaar gekom het en as deel van inlywing in hierdie groep mense sou hulle gedoop word. Daar sou geglo word dat hierdie ou mens onder die water sterf en 'n nuwe een gelyk met die res staan op. So om jou te onttrek uit 'n stelsel van skuld en skuldgevoel en onderdrukking en om net in te stap in 'n nuwe gemeenskap van vergifnis en hoop is wat hier verkondig word. So die wildernis was ook nie net 'n geografiese plek nie, dis 'n plek buite die mag van die tempel, buite die beheer van die Romeinse ryk. En so kom tree Johannes hierso werklik as 'n profeet op. Ons sien dit in sy kleredrag van kameelaar en hy eet sprinkane en wilde heuning. Dis juis in hierdie oorgange, in die onsekerheid, hierdie tussenin spasies wat ons raak sien in die woestyn, wat dit ons ook laat vra, maar hoe lyk die goeie nuus? In ons gemeente sê ons word versorg en daarom versorg ons ander. En soms gebeur daai versorging wanneer jy soos Johannes self weer die pad moet reguit maak. Wanneer ons vir ander moet verkondig, kom terug, keer om en maak oop vir die Here. In Jesus wat gedoop word, sien ons word daar status aan hom oorgegee. Sonder enige wonderwerk of preek, laat hy hom doop. Hy identifiseer met mense se swaar kry. Hy's nie belangriker hierso as Johannes nie. En Johannes sê ek is nie werd om sy skoene se rempies vas te maak nie, maar hy word gedoop deur Johannes in die Jordaan. En sien ons iets dramaties wat skeur hierdeur. Die stem wat sê jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. In daardie wêreld sou die Vader se stem identiteit gegee het, want hy was ingebed binne daai patriargale stelsel. Jy was eers 'n seun as jou pa jou erken het as een. En nou sê God, jy is myne. So vir die eerste hoorders van Markus, die gelowiges in Rome, onder Nero se heerskappy, was hierdie woorde niks anders as 'n lewensboei nie. Hulle het geleef in vrees dat hulle ontdek sou word as gelowiges vir arrestasie, vir vervolging, vir marteling, vir verwerping. En wanneer Nero dan hulle as sondaars, as vyande van die ryk uitbeeld, het hulle nodig gehad om hierdie stem te hoor. 'n Stem wat nie deur die bedreiging van die Romeinse ryk of die mag of skande van die Romeinse ryk
gelaai is nie, maar een van God wat sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my, jy is deel aan my. Vir jou wat wonder, is dit die moeite werd om deel te wees van 'n sisteem wat my vervolg? Kan ek God se stem hoor en weet ek is ingenooi, ingelaai as deel van hierdie groep mense. Ek het ook gesterf aan my ou mens en ek het opgestaan in die nuwe. Dis 'n stem van troos en een van roeping. As jy vandag voel dat iemand jou nie sien nie, of dat jy fisies of emosioneel in die donkerte is, of met onsekerheid of identiteitsvrae sit, kan ons vandag ook weer hierdie stem hoor. God roep jou. God kies jou uit. Nie op grond van jou prestasie nie, op grond van wie God is, van God se liefde. Juis die genade wat ons ervaar binne 'n koninkryk wat anders is as die koninkryk van hierdie wêreld. Waar ons kan ervaar dat aan hierdie koning ek reeds behoort, sonder prestasie, sonder dit wat ek kan doen, ek kan net wees, en vir my is daar hier ook ruimte by God. Jy word geliefd. Jy het binne God vryheid. By God kan jy oop en broos wees. En dan ook sien ons hierdie oomblik in die woestyn, 'n herdefiniering, 'n tussenin spasie waarin Jesus hom ervaar. Daar's ook engele. En ons leer, Jesus se roeping gaan nie oor gemak nie, maar oor getrouheid. En dis ook ons pad, dat ons ook uitgenooi word om die regte ding te doen, as deel van ons lidmaatskap van hierdie nuwe koninkryk. Dat ons in gemeenskap met God ook 'n nuwe seisoen, in hierdie seisoen van dieper groei kan ervaar. Nuwe diepte kan kry. Jesus begin dan sy bediening nadat Johannes gearresteer is. En hierdie lyding is nie agtergrond nie, dit is die konteks. Soos wat Jesus ook gelei het, soos wat Johannes gelei het, is God nie onbekend met ons lyding nie, met ons swaar kry nie. Die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle, draai om, doen anders en glo hierdie goeie nuus. Dis 'n oproep tot 'n radikale heroriëntering, om jou pad te verander, jou rigting, waar jou lojaliteit lê. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy dan weet wie jy is. Kom ons keer dan terug na hierdie vraag van wie sê jy is jy? En as ons weer na hierdie vraag kyk, sien ons dit nou deur 'n ander bril. Deur die bril van God se koninkryk. Waar God vir Jesus sê, jy's my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Hoe word ons identiteit hierdeur anders definieer? Ons raak op plekke betrokke wat ons sien God aan die werk is. Of ons doen wat ons hand vind om te doen. Ons raak dalk steeds oorweldig deur alles wat om ons aangaan, maar ons weet ons is deel van 'n ander koninkryk. Ons weet ons is geliefd, ons weet ons pas in, ons weet ons is God se. En mag jy so in hierdie saam wees, deel van hierdie gemeenskap wees, waarin ons sê, God se koninkryk is anders, daarom is ons anders, en ons word versorg, daarom versorg ons ander. Iets van ons identiteit binne Christus opneem. So wanneer jy weer langs die sportveld is, of in 'n vergadering, of by die gym, of by 'n plek wat jy weet, ek neem deel aan dit wat hier om my is, weet ek my identiteit lê nog steeds binne Christus. Dat jy God se geliefde kind is, en dat God hom oor jou verheug. Dat ons selfs, wanneer ons ervaar dat ons in 'n wildernis is, dat ons in 'n tussenin spasie is, en ons nie weet watter kant toe nie,
dat ons weet ons deur God gedra word. Jy is dalk later weer in die verkeer, weer met 'n to-do-lys, weer met 'n klomp WhatsApps op jou foon. En jy weet, ek is God se kind. God verheug hom oor my. Binne God vind ek my identiteit. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragvolle werking van sy Heilige Gees is met elkeen van ons. Totsiens.